Okay, kom ons gaan na Hosea 11 toe. Toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad. En uit Egipte het ek my seun geroep. Okay, wat moet ons sien? Vader se hart. Liefde is nie in jou verstand nie. Liefde is in jou hart. Hierdie is Vader se hart. Wat noem my Israel? My kind. Wat noem my Egipte? Nie sy kind. Is dit nou so belangrik? Dit is krities belangrik. Jy sal God nie kan vertrou. Jy sal God nie kan glo as jy dink hy het verander nie. Hy's onbetroubaar as hy verander het, want hy gaan dalk weer verander. So as ons dink sy hart het verander betreffende sy liefde teenoor sy kind Israel, is hy onbetroubaar. Sy hart het nie verander. Die Satan leer ons sy hart het verander sodat ons hom nie kan glo nie. Hierdie is so mooi. Ek het dit voorheen ook al gesê van Hosea. Hosea is waar Vader sy hart oopmaak en sê, dit is wat in my hart is. Dis hoe ek oor julle voel. Kyk wat sê hy. Toe Israel 'n kind was. Hoe oud was Israel? Wel, 400 jaar. As 'n kind. Waar het hy begin? Met Jakob. Die Israeliete het in Egipte ingetrek en daar het hulle 'n volk geword. Die Vader sê hy's 'n kind. Toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad. En uit Egipte het ek my seun geroep. En is die hartseer. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesneede beelde rook laat opgaan. Wat is in Vader se hart? En wat is in die kind se hart? Vader sê, ek wil vir julle goed doen. Ek wil julle red uit julle toestand. Ek wil julle vat na die beloofde land wat oorloop van melk en honing. Ek wil julle die hele tyd seën in die land. Ek gee vir julle hierdie verbond, werk volgens hierdie verbond en sal met julle goed gaan. En dit gaan met hulle goed. En wat gebeur dan? Hulle soek ander gode. Want hulle het nie die liefde teenoor Vader wat hy teenoor hulle het nie. Hoe meer die profete hulle geroep het, daar's Elia weer op die berg, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesneede beelde rook laat opgaan. Daai gesneede beelde is daai 2 kalwers onder andere wat hulle gemaak het, wat Jerobeam gesê het, aanbid hulle sommer hierso. En elke koning na Jerobeam het aangehou met dit, want almal was bang die volk raak afvallig. So hulle volk was vir hulle belangrik is en hulle gehoorsaamheid aan hulle God. Okay, nou weer eens, Vader se hart sien. Vandag se moderne evangelie verkoop 'n hart oortuiging in ons, 'n emosionele toestand, 'n jammer gevoel, 'n regverdige geregtigheid gevoel. Dis onregverdig dat almal nie in is nie. Dis regverdig dat dit is als emosioneel. Hierdie is emosioneel. Vader is emosioneel. Ons let dit nie op nie. Hy sê toe Israel 'n kind was, het ek hom liefgehad. En uit Egipte het ek my seun geroep. En dan wil ek daar sommer 'n maar in sit. Maar hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van die profete af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer, vir die gesneede beelde rook laat opgaan. Nou, Hosea begin, wat Vader vir hom sê, gaan trou 'n hoervrou en verwek kinders by haar. Wat is 'n hoervrou? Sy's ontrou. En Vader het hierdie volk wat ontrou is, hulle hoereer weg. En wat sê hy? Ek wil vir hulle goed wees. Ek wil vir hulle naby wees. Ek wil hulle in my hart hê. Ek wil hê hulle moet in my hart wees en ek in hulle hart. Ek wil hulle voorspoedig maak. En as jy 'n vrou het wat van jou af weghoereer en jy wil vir haar goed wees en jy wil vir haar sorg en jy wil haar lief kry, maar hoe meer jy dit doen, hoe meer loop sy agter vreemde mans aan. Hoe kan jy voel? Hoe voel Vader? Dis letterlik wat met hom gebeur. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van die profete af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer, vir die gesneede beelde rook laat opgaan. En dis presies wat ons doen. En wat gebeur met Vader? Dit breek sy hart. Ons dink hy's 'n masjien. Ons dink hy's 'n rekenaar. Ons dink hy's 'n AI. Hy lewe. Ons aard na hom. Ons is na sy beeld geskape. Ons hart breek as so iets met ons gebeur.
Baie keer is ons dalk mede verantwoordelik vir die gebeure. Hy is niks verantwoordelik nie. Hy is 'n goeie God en hy bedink goeie dinge oor Israel en dis wat gebeur. Nou is die vraag, wat is sy optrede teenoor hierdie kind? Vernietig hy Israel of tigtig hy Israel? Verwerp hy Israel en verstrooi onder die nasies en hulle baster onder die nasies in? Of bewaar hy hulle daar terwyl hulle daar is en hy bring hulle terug na hulle land toe? Wat doen hy? As hy sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad, kan hy net afskryf? Kan ons kinders net afskryf? Of kon 'n moeder haar kind kan vergeet? Nogtans sal ek jou nie vergeet nie, Israel. Dis wat Vader sê. Ons kry dit dalk reg om te sê, hierdie kind is net te veel moeilikheid. Daar's ouers wat deur diep waters gaan as volgende kinders. Wat hulle probeer uitred uit hulle omstandighede. En die kinders bly teruggaan en bly moeilikheid maak en gaan elke keer dieper in en die ouers word saam ingesleep en probeer hulle bes om my kind daar uit te kry. En op 'n stadium dan sê hulle, kan nie meer nie. Ek het dalk letterlik nie meer die vermoë nie. Ek het nie meer die geld nie. Ek het nie meer die gesondheid. Ek kan dit nie meer nie. Ek stop dit. Maar wat gebeur met die hart? Hy bly huil. En die kind beland dalk in die tronk en die kind word dalk tereggestel want hy's 'n skurk. Wat gebeur met die ouers se hart? Hy bly huil. Wat gebeur met vader se hart? Wat sê die predikante? Hy het net vergeet van dit. Wat sy liefde is dit? Toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad. Hoe lief? So lief dat hy sy lewe gegee het. So lief het God die wêreld gehad en Israel was in die wêreld en Israel was verlore. En Israel was in die tronk en Israel was in die woestyn en hy het sy lewe gegee ter wille van die oortreding van my volk wat ek lief gehad het, was die plaag op hom. En sy liefde het nie verander nie. Nie een van ons het genoeg gesag om te kan sê God se liefde was nie genoeg om Israel deur die moeilikheid te dra nie. Maar God het moed opgegee. Hy het gesê nee, hulle is te sondig vir my, ek kan nie. Hy het dit nie gesê nie, maar die prediker sê dit, al die predikers sê, elke preekstoel staan 'n persoon daar en sê God het sy volk verdoet. Hy het nie meer 'n volk nie. Het nou die kerk. Dit is alleen.